Ja, Here, ons het hierdie storie eintlik gesing van u lewe. U was verworp en alleen. U is aan 'n kruis vasgespijker. En ons gaan vandag weer daarvan lees, sodat ons met u versoen kan word. En vanoggend wil ons as versoende mense, as mense wat bely dat ons glo in God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. En ons bely dat Jesus Christus is die Here wat gesterf het en opgestaan het en na die hemel toe gegaan het en weer gaan kom. Ons bely dit, en as ons dit bely, dan weet ons, u Vader wil nou met ons praat, want ons is hier vir 'n rede. Ons het opgestaan, aangetrek, hiernatoe gekom met 'n verwagting. Nie om 'n mens te ontmoet en met vriende te kuier nie, maar om te hoor hoe die Heilige Gees met ons elkeen praat deur die woord. En Heilige Gees, neem ons gevangene, neem ons gedagtes gevangene. Maak ons oop en ontvanklik vir u woord. Maar gee ons 'n leerbare gees om te sê, dis wat die Heilige Gees vir my wil leer. En jy gaan vir ons elkeen iets anders te leer, want ons is op ander plekke met u. Maar dankie daarvoor, dankie dat u bereid is om binne in ons te wees, maar ook hier te wees om vir ons te kom leer. So leer ons asseblief, in die naam van Jesus. Amen. Kom ek lees Galasiërs 3 net eers, die eerste 5 verse. Julle Galasiërs, is julle dan so sonder begrip? Weet julle verstand benevel? Jesus Christus is tog so duidelik aan julle verkondig, dat julle hom as te ware aan die kruis kon sien hang. Net een ding wil ek van julle weet. Het julle die Heilige Gees ontvang deur die wet van Moses te onderhou, of deur die evangelie te glo? Is julle dan so sonder begrip? Julle het met die Gees begin, wil julle nou in julle eie krag eindig? Was al die swaar kry dan verniet? Dit kan tog nie verniet gewees het nie. Hy wat julle met die Heilige Gees toerus en kragtig onder julle werk, doen hy dit omdat julle die wet onderhou, of omdat julle die evangelie glo? So was dit ook met, ek dink is net tot daar, ja, okay. So as jy die brief lees, dan kom jy agter dat Paulus is in 'n by. Dit is maar moeilik hier so, hy is baie ontsteld, want eintlik het die Galasiërs weer begin om terug te val, en dit gaan ons nou sien as ons deur hierdie woord bietjie gaan vandag. Maar een van die grootste wonderwerke wat gebeur, as dit nie die grootste wonderwerk is nie, is wanneer God sondaars by 'n kruis ontmoet. Wanneer ons as sondaar mense eintlik as te ware voor 'n kruis kom staan en kom sê dat ons is sondaars, ons is verlore, ons soek 'n redder. Dan gebeur een van die grootste wonderwerke in mense se lewens, want dan begin jy lewe. Dan kom God en hy gee vir jou die nuwe lewe. En ons het laasweek gesê, ons praat van die wedergeboorte. En by die wedergeboorte gebeur daar letterlik seker meer as 2 goed. En ek het laasweek gesê, daar's 2 belangrike goed wat gebeur. Die eerste ding by die wedergeboorte, die oomblik as jy voor die kruis kom staan en sê ek het 'n redder nodig, ek het 'n God nodig, ek het vir Jesus nodig en ek glo dit, word jy 'n kind van God. Maar die ander ding wat gebeur, op daai oomblik ontvang jy die Heilige Gees. Die kruis bring ons uiteindelik by die Heilige Gees uit. Ek wil dit so sê, dis God die Vader, God die Seun, wat vir ons God die Heilige Gees gee. Die Heilige Gees is nie minder God nie. Die Heilige Gees is nie die junior deel van die Godheid nie. Dis volledig God. Die Heilige Gees is nie 'n krag nie. Die Heilige Gees is 'n persoon. So wanneer 'n mens tot bekering kom of wedergebore raak, dan ontvang jy die volledige Gees van God, wat jou gaan leer van die gewoontes van God. Om jou te leer van hoe wil God hê jy moet optree. Soos ek laasweek gesê het, 'n paar keer hierdie afgelope tyd gesê het, hy leer jou in posisie te wees, wat jy in praktyk te word, wat jy reeds in posisie is. Want jou posisie gaan ons nou 'n bietjie oor praat vanoggend ook 'n bietjie. So wat vanoggend oor gaan oor hierdie gedeelte waar die Heilige Gees saam met ons werk en vir ons wil help. So ek het gewonder, maar weet, Jesus het 'n klomp stories vertel, altyd gelykenisse, en ek het gedink, miskien moet ek 'n storie vertel, ek het hom al vertel in die gemeente,
Maar 'n storie is gevaarlik, want jy kan nou alle stories het sy tekortkominge. So ek gaan die storie vertel van hierdie straatkind. Hierdie straatkind wat groot geword het, gebore gewees het in die straat op die Vullishope, en dis waar hy groot geword het. Hy het in restaurante uitgehang, maar net by die asblikke kant. En dit wat mense half geëet het, het hy dan vir homself gaan uithaal. En sy lewensdoel was, ek moet net vandag oorleef. Vanaand het hy geslaap onder kartonne en sy kartonne vasgehou. Hy het nie geweet van liefde nie, hy het nie geweet van sekerheid nie, hy het nie geweet van veiligheid nie, hy het net mooi niemand vertrou nie. Toe kom die koning daar verby. En vir een of ander rede het die seentjie die koning se aandag getrek. En die koning het na hom gekyk en gedink, maar hy is soos 'n skaap sonder 'n herder. En hy het hom innig lief gekry. En hy het gesê, stop, ek wil hê julle moet van daai seentjie vat. Ek wil hom aanneem as my kind. En by die paleis gekom, het hy sy prokureurs geroep. Die prokureurs het gekom en hy het gesê, maak die papiere reg, ons wil hierdie kind aanneem, en hulle het alles gedoen wat jy nodig het om 'n kind aan te neem, en hulle het die aannemingspapiere geteken, en van daai oomblik af het die kind se status totaal verander. Sy status het verander van 'n straatkind na 'n koning se kind. Hy het al die regte gekry wat 'n koning se kind het. As die koning nou sou dood neerslaan, dan sy 'n erfgenaam van die koning. So alles het in hom verander, maar niks het verander nie. Want binne in hom was hy nog 'n straatkind. Binne in hom het hy nie geweet om te eet nie, hy het nie geweet om op 'n bed te slaap nie, hy het niks geweet van die koning se gewoontes nie. So sy posisie was koning se kind. Sy in die praktyk het hy niks daarvan getoon nie. En hy het so in sy kamer gesit. Toe stap die oudste seun, die kroonprins, in die kamer in. En hy sê vir hom, hoorie, ek ken my pa se hart. Ek weet presies wat my pa wil hê. Ek ken die tradisies van ons koninkryk. Ek weet wat is die waarheid. Moenie bekommerd wees nie. Ek gaan jou alles leer van hoe om 'n koning se kind te wees. Dis die storie van Christus in my. Dis as toe Christus in ons lewe ingestap het en vir ons kom sit het, en ek wil sê Christus in my is gelyk aan Heilige Gees in my, want ek nou gesê is God die Vader, God die Seun, wat vir ons God die Heilige Gees gee, en ja, God die Heilige Gees is Christus in my. Dis die werk van die Heilige Gees, en daarom is Paulus so ontstel, want hy skryf vir hierdie gemeente en sê vir hulle ouens, ons het julle het die bekering gemaak, dit was vir julle verskriklik moeilik geweest om te kies vir God, deel van julle is vervolg, dag van hulle is doodgemaak. Wat het gebeur? Hoe het julle die oorgang verloor van om volledig kind van God te wees, wat deur die Heilige Gees geleer word? Want in Galasiërs het hulle begin sê, ons moet meer weer die wette doen, ons moet weer probeer om goed te doen, net goeie goeders te doen, om vir God te beïndruk. En daarom is hy so ontstel. Hy sê, maar hoe begin jy? En ons gaan dit nou lees. So hy vertel vir ons, en as jy nou hierdie gedeelte gaan lees, hierdie 5 versies, gaan lees dit maar weer by die huis, want hier is 'n ongelooflike deel van die teologie, nie net alles, die teologie van die Heilige Gees is net onbeperk. Ons het in die week gaan kyk hoeveel verse daarvan is, wat net praat oor die teologie van die Heilige Gees, en ek het net 2 bladsye uitgehaal, van net verse, wat sê, dis wat praat oor die teologie van die Heilige Gees, so dis net so diep, maar kom ons hoor wat sê hierdie gedeelte. Die eerste ding wat hy sê is, die Heilige Gees is 'n geskenk van die gekruisigde Christus. Die hele Galasiërs, is julle dan so sonder begrip? Wie het julle verstand benevel? Het julle al daai woord gehoor, die jong mense? Benevel. Ouer mense? Nikkie? Dit beteken deur mekaar maak, getoer. So jy kan vir jou kind sê, as jy beneveld. Dis in geval 'n Bybelse woord. Jesus Christus het so duidelik aan julle verkondig, dat julle hom as te ware aan die kruis kon sien hang. Net een ding wil ek van julle weet. Het julle die Heilige Gees ontvang deur die wet van Moses te onderhou, of deur die evangelie te glo?
Nou die Afrikaanse vertaling is baie vriendelik. Want dit help, dis baie vriendelik om soos wat hy met hulle praat. Maar hoor wat sê die CEV, hy sê, you stupid Galatians, I told you exactly how Christ was nailed to a cross. Has someone now put an evil spell on you? Dis wat die Phillips vertaling gaan verder, hy sê, oh, you dear idiots of Galatia, who saw Jesus crucified so plainly? Who was being casting a spell over you? Julle het 'n goeie dominee. Ek het nog nooit gesê, julle idiots of julle stupid mense nie. Maar dis eintlik wat hy vir hulle sê, want die groot probleem is, hulle het vergeet dat jy ontvang die Heilige Gees is 'n geskenk van die gekruisigde Jesus. Want uit die kruis uit vloei die lewe. Uit die kruis uit het hy gekom om vir ons te lewe, te sterf en op te staan, sodat ons die Heilige Gees kan ontvang as 'n geskenk. En ek weet, as 'n mens dink aan, ons dink ook baie keer nie so baie meer aan die kruis nie, want Paasfees dink ons bietjie aan die kruisiging, maar die res van ons lewe gaan ons eintlik maar aan met gewone geestelike goed. Maar uiteindelik moet ons terugkom om te sê die geskenk van die kruis van Jesus was in die eerste plek die Heilige Gees, want die kruis is die fondament van ons geloof. Dis die basis. Sonder die kruis was ons niks nie. Paulus skryf aan Titus, hy sê, Jesus, hierdie vers is so belangrik vir ons. Jesus het ons verlos. Nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte, waar die sonde af was, en deur die Heilige Gees, wat die nuwe lewe gee. God het die Heilige Gees oorvloedig uitgestort deur Jesus, ons verlosser. Dis die samevatting van die geskenk van die Heilige Gees. Deur Jesus, ons verlosser aan die kruis, het die geskenk gekom van God af, die Heilige Gees. Die tweede ding wat ek hier raak lees, dit is die Heilige Gees is onverdiend. Hy sê, het julle die Gees ontvang deur die wet van Moses te onderhou of deur die evangelie te glo? Jou stupid Galatians, het julle deur net die hele tyd al die 690 wette te hou, nadat julle dit gehou het, het julle die Heilige Gees ontvang. Dis asof hy wil sê, toe julle geglo het, en ons dieselfde, het jy 100% van die Heilige Gees, 100% van die tyd gekry. Die Heilige Gees kom vul jou nie na probation periode nie. Nadat jy tot bekering gekom het, na die wedergeboorte, dan sê hy, maar jy is nou eers op probation. Jy gaan nou eers moet 'n bietjie bewys. Die Heilige Gees vul jou nie, as jy baie begin daarvoor bid nie. Sê, Heilige Gees, vul my asseblief nie. Of jy begin 'n klomp goeders doen, jy dink maar, ek sal met 'n klomp goed by die kerk doen, en ek gaan sê, ek doen dit vir God, maar eintlik doen ek dit vir die kerk, en ek doen dit vir mense, en ek gaan probeer om waardig geag te word, sodat die Heilige Gees my kan vul. Of ek kan net sê, ek het dit al gehoor by mense, ek kan nog nie, want ek moet eers al my sondes ophou, ek moet 'n perfekte lewe lei. Soos ek 'n perfekte lewe lei, dan sal die Heilige Gees kom. Nee, dis wat hy sê, dis hoekom hy hier so kwaad is vir hulle. Want die Heilige Gees is gegee, nie omdat jy enigiets onderhou het of gebid het nie, maar omdat jy geglo het. Soos ons Christene is, dan glo ons 2 keer. Ons glo, en ons het bely dit. Ek het dit nou in my gebed gesit, ek glo in God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. So ons glo 2 keer, ons glo, dat wanneer ons sien, ons by die kruis, ons sondes is groot, ons het 'n verlosser nodig, dankie tog, ons het 'n verlosser, ons bely, ons glo in hom, dan word ons 'n kind van God. Maar ons moet ook leer om 'n tweede keer te glo. Ons moet glo, dat die Heilige Gees vir ons gegee is, dat ons ontvang het. Soos daai straatkind moet glo, dat dit wat sy pa vir hom sê, al voel hy nie so nie, al voel hy nog so onwaardig, moet hy kan glo, dat hierdie mense wat my aangeneem het, en hierdie broer wat in my kamer ingekom het, wat binne in my kamer is, hulle wil my leer. Dis wat ek wil glo. Die derde ding van die Heilige Gees wat ek hier lees, wat aansluit by wat ek nou net gesê het, is dis die begin van die Christelike lewe. So dit is van die kruis af,
kry ons onverdiende geskenk, en dis die begin van ons Christelike lewe. Hy sê, is julle dan so sonder begrip? Julle het met die Gees begin, dis waar jy begin, wil jy nou in jou eie krag eindig. Die Heilige Gees is dit wat God vir ons gee. Dis waar jy begin. Maar dis nie waar jy eindig nie. Dis nie waar jy moet wees nie. Niemand ontvang die Heilige Gees omdat ons 'n goeie Afrikaner kultuur het, of omdat ons in 'n kerk behoort het, of 'n Christelike omgewing groot geword het, of omdat ek bid, of omdat ek Bybel lees, of geld gee, of kerk toe kom nie. Niemand ontvang dit nie. Ons ontvang die Heilige Gees, en dan begin ons pad met God. Dis die pad wat ek nou laasweek gesê het, die pad van heiligmaking. God is besig om jou al hoe meer na Jesus se karakter te verander in hierdie proses. Ek wil vir julle vra, jy wat al 'n pad met die Here loop, het jy vergeet? Het jy dalk vergeet wie jy is? Wie jy is in Christus? Want as hierdie straatkind naai aangeneem is, sê, ek gaan met my kant bring. En elke oggend as jy hom soek, as hy by die asblikke in die straat, dan vra hulle, wat maak jy? Hy sê nie, ek bring net 'n bietjie kos huis toe. Ek wil net my pa bietjie help, want ek moet iets doen om net vir hulle te sê, baie dankie. Ek kan nie net so sit en 'n koning se kind wees nie. Ek moet my waarde bewys. Dan sal ek vir hom ook sê, you're stupid. Nou voel, jy het al die goed klaar gekry. Jy hoef niks, en ek sê vir julle dit, jy hoef niks te verdien. Jy moet net glo, ek ontvang die Heilige Gees. En dan, die volgende ding wat ek hier agterkom, hy sê, die Heilige Gees is die krag agter ons geestelike groei. So verstaan nou wat is hier besig om te gebeur. Die Heilige Gees is ons geskenk, ons kry dit onverdiend, ons begin ons Christelike lewe, en nou ontvang ons die krag, sodat ons geestelik kan groei. Hy wat julle met die Heilige Gees toerus, en kragtig onder julle werk, doen hy dit omdat jy die wet onderhou het, of omdat jy glo? So die oomblik as jy glo, dan kry jy ook die krag van die Heilige Gees, wat jou gaan help met jou geestelike groei. Jy ontvang nie die Heilige Gees, en dan raak hy 'n dormante krag ergens in jou lewe nie. Hy sit daar een kant, hy is powerless. Jou geestelike groei hang af, na mate jy die Heilige Gees se krag in jou lewe toelaat. Jy het 'n keuse. Jy kan dit of op jou eie doen. Jy kan sê, ek gaan op my eie probeer geestelik groei, en ek gaan hard probeer werk, en ek gaan meer Bybel lees, en ek gaan meer bid, en ek gaan kerk toe kom, en dis net 'n toename in geestelike aktiwiteite. Dis nie geestelike groei nie. Geestelike groei is dit, wanneer dit wat jy glo, dit begin groei. Dit wat jy sê oor God, is nie net ek glo in hom, ek het laasweek gesê, dat jy hom begin glo, dat jy hom begin glo om te sê, ek wil jou leer van gehoorsaamheid, ek wil hê jy moet afstand doen van daai sonde, ek wil hê jy moet om vergifnis gaan vra, en jy begin om te glo, om te sê, ek glo dit wat hy sê is die beste, ek glo dat ek sou moet my lewe verander, maar nie om meer aktief te wees nie, maar sodat my geloof kan groei. En dis wat die Heilige Gees kom doen. As ons hier lees in 2 Korintiërs 3 vers 18 sê hy, ons word al hoe meer verander, om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat ons uitstraal, neem steeds toe. En dit doen wat die Here, wat die Gees doen. Die Engels sê, we are being transformed into His image with ever increasing glory, which comes from the Lord who is the Spirit. Dis 'n ever increasing glory. Dis van heerlikheid na heerlikheid, van een vlak in jou geloof na 'n volgende vlak. As jy voel, maar ek het nou oorwinning oor hierdie sonde gekry, en ek kan nou die Bybel baie beter verstaan, wat hy sê, kom ons vat jou next level, want daar's nog 'n level. En dis soos hy met ons wil werk, van glory to glory wil die Heilige Gees ons werk. So hoe doen hy dit prakties? En die volgende deel, die laaste deel van hierdie boodskap is, kom ons kyk hoe doen hy dit prakties. Hoe maak hy ons prakties heilig? Hoe werk hierdie transformasieproses van die Heilige Gees wat in ons is, Christus in ons, hy het in ons kamer ingestap,
Nou sit hy daar, en ons sit op die bed, ons is die prins wat die straatkind is, en hier sit Jesus wat ingestap het, deur die Heilige Gees. Hoe transformeer hy ons? Wat doen hy? Die eerste ding is, in hierdie proses van heiligmaking, herinner hy ons aan ons identiteit. As jy terugdink aan daai prins, daai straatkind wat 'n prins geword het, ek dink hy sou baie keer moedeloos gewees het. Hy sal sê, maar ek probeer regtig om te weet om met 'n mes en 'n vork te eet. En ek vergeet almekaar om asseblief en dankie te sê. En baie keer is hy sommer net ongehoorsaam. Hy is sommer net lus om 'n bietjie ongehoorsaam te wees. Dis baie keer net hoe hy voel. En dan kom sy broer en sit hom in die kamer en sê vir hom, weet jy wat, maak nie saak nie. Dit verander nie aan jou koningskap, dit verander nie aan jou kindskap nie. Jy bly nog steeds die kind van die koning. So kom ek help jou om hierdie goeters te oorwin. En dis die werk van die Heilige Gees, dat ons sal omvra, Heilige Gees, ek struggle met hierdie spesifieke sonde, of hierdie spesifieke gedagte, of ek moet hierdie sekere goeters, ek struggle daarmee, ek sukkel daarmee. Heilige Gees, kom, help my om te groei. Hoor wat gaan hy vir jou sê. Hy gaan jou identiteit bevestig. Romeine 18 sê, die Gees wat aan julle gegee is, die Gees wat ons het, maak julle nie tot slawe nie. Julle is klaar, julle is nie meer slawe nie. Hy laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak. En wat vir julle tot God laat uitroep, Abba. Dis 'n baie persoonlike noemnaam van Vader. Dit beteken Vader. En hierdie Gees wat jy ontvang het, getuig saam met jou gees. Jy is 'n kind van God. Sal jy asseblief hierdie vers onthou? Die wanneer jy hier in vertwyfeling ingaan en sê, maar ek maak hierdie goed, ek maak so droog, kyk, ek het alweer ongehoorsaam gewees. En kyk hoe ek gepraat met mense, ek is 'n Christen en kyk wat dink ek. Dan hoor jy hierdie vers. Hy getuig saam met jou gees, jy is 'n kind van God. Maar jy weet, jy is nog nie daar nie. Hy is besig om jou te leer. En dis die volgende ding wat ek prakties hier uithaal. Hy leer ons die taal van die koning. Daai straatkind se taal kon jy nie herhaal het nie. Ek het getuienis geluister van 'n vrou, sy is nou in Over East, maar sy vertel hoe sy van 20 jaar af, nog eintlik van 18 jaar, 5 matriek begin om drugs te gebruik, dwelmmiddels te gebruik. En op 20 is sy heroïne gebruik en sy was sy al manier, sy sê haar habit het haar $3,000 'n week gekos. En al hoe sy dit kon gekry het, om 'n prostituut te wees. En haar ma het op 'n stadium haar kom haal in 'n kamertjie. En vir gesê, asseblief, jy's my kind. Ek wil hê jy moet rehabiliteer. En sy het haar gevat na 'n plek toe wat 'n Christen rehabilitasiesentrum was. En hulle vereiste was, jy moet elke oggend Bybelstudie bywoon. En toe sê sy vir die ou, no, I'm not in Bible studies. Sê, hier sal jy Bybelstudie doen. Toe sê sy ook, en so sit daar. Sondag moet sy kerk toe gaan. Hy sê, no, I'm not in church. I'm not into church. Hy sê, jy gaan, as jy hier is, ga jy kerk toe. Sy sê, en sy het daar agter gesit. En toe praat die Here met haar. En sy kom radikaal tot bekering. En sy stap vorentoe, hulle roep mense vorentoe, en nou vra hulle vir haar, sy moet haar storie vertel. Toe sê sy vir die pastor, Radernat, sy sê, want al wat ek ken is vloekwoorde. Ek gaan nie kan praat, elke tweede woord wat ek hier gaan gebruik in hierdie kerk, gaan dit 'n vloekwoord wees. En dis wat ek dink aan hierdie kind. Maar dis wat ek dink aan ons. En ek gaan nie oor vloek nou nie. Maar dit gaan oor ons geestelike taal wat ons moet leer. En die Heilige Gees leer ons. En ja, wat so amazing is van die Heilige Gees, hy weet as ons sukkel. Hy weet baie keer sê mense vir my, ek sukkel om te bid, ek weet nie om te bid nie, en ek weet nie wat om te sê nie. Heilige Gees weet dit. Hoor wat staan in Romeine 8. Hy sê die Gees staan ons ook in ons swakheid by. So hoor jy, die Heilige Gees diskwalifiseer jou nie in swakheid nie. Mense dink so, mense dink maar ek is swak en ek sukkel om te bid of ek sukkel om my sonde te oorwin. Die Heilige Gees staan jou in jou swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtiging wat nie met woorde gesê kan word nie. Baie keer
is jy net verstom oor miskien iets wat gebeur het. Baie keer kan jy nie eens bid nie. Of baie keer sukkel jy om te bid. Gaan sit net daar en sê, Heilige Gees, praat asseblief namens my met my Vader. En dan glo jy dit. Dan glo jy, hy leer vir ons die taal van die Heilige Gees. En eendag, dan bid jy lekker. Die Heilige Gees jou geleer. Die volgende ding wat hy leer ons die waardes van die koninkryk. Nou, ons praat baie oor waardes, mense sê, ons het 'n sekere waardestelsel. Hoe bepaal jy 'n waardestelsel? Eintlik kan jy dit net so doen. Alles wat vir jou, as jy vat, wat vat die tyd van jou energie, jou tyd en jou geld. Dis hoe jy waardes bepaal. As jy baie energie insit om geld te maak, dan is dit 'n waardesisteem in jou huis. As jy baie tyd spandeer aan 'n sekere ding, dan raak dit 'n waarde. As jy sê, ek sit my energie en alles hierin, ek wil gym toe gaan en ek sal 6 ure 'n dag in die gym wees of wat ook al 'n week, dan raak dit jou waarde. Dis wat jou gedrag naderhand bepaal. So waardes word bepaal deur dit wat ek my tyd, energie en geld insit. En jy kan self gaan bepaal wat is jou waardes. Waarin sit jy jou tyd? Waarin sit jy jou energie? Raak dit vir jou waardevol om met God tyd te spandeer of nie? Is dit vir jou waardevol om energie in te sit, deur te sê ek wil 'n effort insit om beter om te leer bid of om met mense te praat oor die Here? Daai seun se waardestelsel was selfsugtig. Want hy het net gesê, elkeen vir homself, hy het wantroue gehad. Hy sou verseker geweld geken het, want dis al hoe jy oorleef. En dalk het hy 'n klomp wraakgoeders gehad, en dis sy waardesisteem. En die broer moes gekom het om dit te kom verander. En hy het nie daai waardesisteem gehad omdat hy sleg was nie. Maar dis al wat hy geken het. En dis ons. Hoor wat sê hy, wat is die waardesisteem waaruit ons uitkom? Julle was dood as gevolg van julle oortredinge en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Dis ons waardesisteem. Julle het gelewe soos die sondige wêreld, en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou in die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouens almal gelewe. En nou kom die Gees, en hy sê, daai waardesisteem gaan ek vir die res van jou lewe aan jou werk om hulle een vir een te verander, sodat God dit vervang word met goddelike waardes. Net 'n voorbeeld wat hy sê in Filippense, moet niks uit selfsug doen nie. Dis een van die waardesisteem van die koning, of uit eersug nie, maar in nederigheid, moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen net jou eie belange soek nie, maar ook die van ander. En dan kan ons honderde verse daar gaan bysit. En jy gaan hulle sien, as jy begin agterkom, Here, ek wil my waardesisteem verander, dan gaan jy agterkom, wow, hy werk met my oor selfsug, oor nederigheid, hy werk met my oor woede, hy werk met my oor bitterheid, maak nie saak nie, jy gaan agterkom wanneer jy sê, Heilige Gees, leer my die waardesisteem van 'n kind van God. Dan gaan dit duidelik raak. Die volgende ding wat hy vir ons leer is 'n roetine. Die roetine van die paleis. Hierdie jong prins wat nou aangeneem is, hy ken nie die roetine van hierdie koning nie. En dan kom die ouer broer in sy kamer en hy sê vir hom, ek moet jou leer hoe werk ons roetine. Ons in die oggende gaan sit by ons pa en ons eet saam met hom. Ons leer by ons pa, ons rus, ons werk, ons speel. Daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. En dis wat God ons wil kom leer. Ons het 'n roetine nodig. Dit gaan nie net help, ek lees die Bybelversies vir die dag nie. Dis great. Maar ek help nie as ek lees net Bybel nie. En bid nie. As ek begin om 'n gewoonte aan te leer van die koning, dan vat ek die woord en sê, Here, leer my, verander my, maak my nuut. En dan begin jy lees. As jy nie weet waar om te lees, begin met Johannes. As jy Johannes hierdie jaar deur gelees het, sal jy verander wees. As jy notas begin vat en sê, dis wat hy vir my sê, dis wat ek baie keer doen, en dis wat baie keer my notas in die Bybel is. Here, praat met my uit hierdie boek uit, en dan skryf ek wat ek hoor. Dis hoe hy ons wil leer. En dan die laaste ding wat hy ons leer, en is nog baie ander, hy beskerm ons teen ons ou gewoontes. Want hoor jy, daar's altyd hierdie sondige wêreld,
en ons sondige natuur en die bose in die middel. Dis die gegewe. Toe Jesus weggegaan het, toe sê hy vir hulle, hoor ek bid nie dat julle uit hierdie wêreld uitgeneem word nie, maar ek bid dat julle in hierdie wêreld toegewyd sal wees aan God. En dis wat hy ons wil help, hy wil ons beskerm, sodat ons nie terugval in ons ou gewoontes nie. Die oomblik as ek begin swaar kry, die oomblik begin as ek voel maar ek maak dit nie, dan val ek maar net terug. Sê ek gaan dit nooit maak nie. Hy wil ons beskerm, en daarom sê Jesus op 'n stadium, in sy gebed, ek laat ons nie in die versoeking kom nie. Dis 'n gebed wat jy elke dag kan bid. Maar verlos my van die bose. Want die duiwel wys jou ou gewoontetjies vir jou. Ou sondige gewoontes. Heilige Gees sê, stukkie vir stukkie, kom ons raak ontslae daarvan. So wat hoor ek? Wat moet ons huis toe vat? Die Heilige Gees is 'n geskenk van die gekruisigde Jesus. Ons moet sien die waarde van die kruis. Kruis is ons gered, verlos, maar ons het die Heilige Gees ontvang. Jy kan nie die Heilige Gees verdien nie, jy is nie op probation nie, jy het die Heilige Gees ontvang. Die Heilige Gees is die begin van jou Christelike lewe. Dis waar jy begin, en daarmee gaan jy die res van jou lewe aangaan. Maar, sy krag is tot jou beskikking. Jy hoef nie op jou eie te probeer nie. Jy kan by hom gaan sit en sê, Here, ek sukkel met A, of B, of C, of D. Leer my die woord uit. Leer my wat die waarheid is. En jy sal verstom wees. Hoeveel gaan jy raak lees oor daai spesifieke ding? In die proses van heiligmaking, gaan hy jou voortdurend herinner aan jou identiteit. As jy toelaat die Heilige Gees, gaan hy jou die taal leer van die koning, en hy gaan jou die waardes leer van die koninkryk, en hy gaan jou die routine leer. En dis waar jy moet begin. Soms sê jy, ek het nie op die oomblik 'n geestelike routine nie. Maar hier is ek vanoggend Sondag in die kerk. Help my om 'n geestelike routine te kry. En beskerm my vir my ou gewoontes. Miskien moet jy elke oggend, miskien nog voor die opstaan te sê. En dit is moeilik vir ons om dit te sê. Maar as jy nog so lê en jou oë is nog toe, ek is 'n kind van die koning. Dis wie ek is. Ek is nie sommer net nie. En dis nie hoogmoedigheid nie. Dis 'n realiteit. En as ek daarmee begin, ek is 'n kind van die koning. Heilige Gees in my, versterk my vandag, leer my terwyl ek by die werk is, dat ek begin raak sien. Wat is dit wat my prakties, my posisie benadeel? My posisie is kind van God, maar baie keer tree ek op by die werk, dat mense sê, maar jy Christen tree nie so op in die huis. Here, bewaar my daarvan. En dan, as jy val, stop, vra vergifnis, en dan sê die woord, ek is getrou en regverdig, God is getrou en regverdig, om jou versondes te vergewe, en te reinig van alle ongeregtigheid. As jy vanoggend hier sit en sê, dit maak vir my sin, ek wil nie soos die stupid Galatians wees nie, ek wil regtig, ernstig met God te pad loop, dan beloof ek vir jou, gaan die Heilige Gees met jou werk. Die Heilige Gees se werking in jou is nie, die toets daarvan is nie perfeksie nie. Ons kyk na mekaar en sê, hierdie ou is nie perfek nie, hoe kan hy sê hy is 'n Christen of wat ook al? Die Heilige Gees is in ons, maar ons is nie perfek nie. Maar hoor hierso, ek is veral daarvan oortuig, dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit end uit sal voer, en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. So tot op die dag wat Jesus jou kom haal, gaan hy aan jou werk, as jy hom toelaat, en jy gaan groei in geloof. Moet dit nie opgee nie, moenie opgee as jy nie perfek is nie. Weet net, die Heilige Gees sal jou help. So kom ons vra hom. Heilige Gees, ek besef net soos ek hier staan, ek het U ongelooflik nodig. Nie net as 'n geestelike krag nie. Nie net as iemand wat daar ver is nie, maar iemand wat 'n persoon is. God se persoon. Binne in my lewe. Soos wat hy
kroonprins binne in daai kind se kamer gaan sit het. Kom sit hier binne in ons, in my huis, en mense se geestelike huise. En hy wil vir ons kom leer. Hy wil vir ons kom sê, ons is die kinders. Hy wil ons kom leer met krag. Hy wil ons kom leer hoe om as 'n kind van God te praat, te dink, te doen. En ek weet ons is nie perfek nie, en u weet dit ook. En dankie dat hierdie vers wat ek nou net gelees het sê, dat u die goeie werk wat u begin het, sal u eindtyd uitvoer, tot op die dag, wat u ons kom haal. En Here, hier staan nie, dankie tog, dit staan nie daar nie, ek sal met julle werk tot ek moeg is vir julle nie. U sê, u sal dit eindtyd volvoer. Dis 'n belofte wat u gemaak het. Hou dit asseblief in my lewe, en dat ek dit weet vanoggend en elkeen vir ons se lewe. Dat ons nooit sal dink, die Heilige Gees het ons halfpad gelos nie. Want ons is nie waardig om 'n kind van u te wees nie. Help vir ons daarmee. Amen.